Vriende, ek is Dani van Dijk en ek deel graag met u 'n gedagte oor die tradisionele Galileese huwelik. Nou, ons geestelike lewe tot en met die wederkoms is geskoei op die tradisionele Galileese huwelik. Want ons is in 'n huweliksverhouding met die Here Jesus. Jesus is die bruidegom en ons is die bruid. Nou, hoe dit gewerk het in daardie tyd is, wanneer 'n paartjie nou van voorneme was om te trou, dan het die voornemende bruidegom en die bruid bymekaar gekom, het om die tafel gaan sit, en dan was die huweliksvoorwaardes neergeskryf. Dit was op 'n dokument, en beide van hulle het deur dit gegaan, en wanneer hulle nou klaar deur dit gegaan het, dan het die voornemende bruidegom die beker gevat met die wyn. Nou, hulle sou dan die verbondsmaal eet. Want u sien, op daai stadium het hulle in 'n verbond gegaan. 'n Huwelik is 'n verbond. Ons staan in 'n verbond met God. So, dan het hulle nou die bruidegom, die voornemende bruidegom, het die beker gevat, en hy het vir die bruid hierdie beker aangebied. En wanneer die bruid die beker gevat het en daaruit gedrink het, dan het dit beteken, sy stem toe tot hierdie huwelik. So, van daardie oomblik af, was hulle in 'n verbond gewees. So nou, kom Jesus in Matteus, hoofstuk 26, vers 26, en daar staan, en terwyl hulle eet, dit is nou die laaste Pasga, dis waar Jesus die nagmaal ingestel het, terwyl hulle eet, neem Jesus die brood, nadat hy gedank het, breek hy dit, gee dit aan sy disippels, en sê, neem, eet, dis my liggaam. Toe neem hy die beker, en nadat hy gedank het, gee dit aan hulle en sê, drink almal daaruit. So die oomblik toe Jesus die beker vat, en hy gee dit vir hierdie disippels, en hy sê, drink daaruit, toe verstaan hulle presies wat hy besig is om te doen, want hulle het uit die aard van die saak, die tradisionele Galileese huwelik baie goed geken. So hulle verstaan toe 100% wat gebeur. En nou kom Jesus, en hy vat die beker, en hy gee vir elke een van ons die beker, en hy sê, drink daaruit. Jy sien, daar was 'n geleentheid gewees, waar ons die verbondsvoorwaardes, die verbondsbeloftes, alles gehad het, en dis vir ons in die Bybel. Dis alles vir ons opgesluit in die Bybel. Dis die verbondsbrief wat vir ons gegee word. Die verbondsbrief wat ons deurgaan. En wanneer Jesus dan kom, en hy bied vir ons die beker aan, dan besluit ons, of ons die beker wil neem, en of ons nie die beker wil neem nie. As ons nie die beker neem nie, sê nou maar die bruid het besluit, nee, sy sien nie kans daarvoor nie, dat sy nie die beker geneem nie, en dan was dit alles verby gewees. Maar nou, op daai stadium, is hulle dan in die verlovingsfase, reeds in die verbond, met mekaar, heeltemal, en dan het die bruidegom weggegaan. Nou, hy het na sy pa se huis toe gegaan, as hulle nou baie vermoënde mense was, dan het hy vir homself 'n huis gebou, as hulle nou nie so vermoënd was nie, dan het hy 'n kamer aan sy pa se huis aangebou. Dis nou waar hy en die bruid sou bly, na die huweliksbevestiging. En dan sou die pa besluit, wanneer is dit tyd? Wanneer is hierdie huis reg? Dit was min of meer so na 'n jaar. So die bruid het dan gewag, en sy het geweet, min of meer, ongeveer, na 'n jaar, moes sy reg wees. Nou, dis waar ons die gelykenis kry van die 5 wyse en die 5 dwaase maagde, die wat olie gehad het en die wat nie olie gehad het nie. Dan staan daar in Matteus 25 in daardie gedeelte, en die bruidegom het getalm om te kom. Met ander woorde, hy het so bietjie langer gevat as die jaar om te kom en sy bruid te kom haal. Nou wat dan gebeur het, is dan het die bruidegom het sy gevolg gehad. Gewoonlik was dit so omtrent middernag. So die bruid moes in daardie tydperk, moes sy heeltemal altyd gereed gewees het in die nag, want enige tyd kon die bruidegom gekom het om haar te kom haal. Nou dan moes die voornemende bruid moes 'n lamp gehad het wat in die venster gestaan het
en hy moes gebrand het. Want sy moes gereed gewees het ten alle tye in daardie omgewing wanneer die bruidegom sou terugkom. Wanneer hulle dan in die dorp kom, die bruidegom met sy gevolg, dan het hulle die basuin geblaas. So wanneer die basuin geblaas het, dan het almal in die dorp geweet. Onthou, hulle was dit nou te wagte. Hulle het geweet, daar is 'n huwelik op pad, dit gaan plaasvind. Die verloving het al reeds gebeur, so hulle het gewag. En dan, as die basuin blaas, dan het almal geweet, dis nou die geleentheid, hier gaan ons om die bruilof te gaan vier. Dan het hulle almal opgetrek. Nou kom Jesus, hy gee vir ons die beker. En as ons die beker vat, en ons drink die beker, dan beteken dit, ons stem toe. Ons stem toe om deel te wees van die bruid van Christus. Dan is ons in die verlovingsfase, ons staan in die verbond, die verbondsbeloftes, die verbondsbrief, wat die geskrifte is op ons van toepassing. Jesus sê in Johannes 17, ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek terug en sal julle kom haal, sodat julle ook kan wees daar waar ek is. So Jesus is op die stadium besig om plek te berei, hy is besig om die huis reg te maak, daar waar ons saam met hom gaan bly. En dan gaan hy terugkom. Ons is op hierdie stadium, glo ek, is nou maar my persoonlike opinie, ons is op die stadium in die tyd waar die bruidegom besig is om te talm, om te kom. En nou moet ons so versigtig wees, dat die olie nie opraak nie. Want die gelykenis sê vir ons, die helfte se olie het opgeraak en hulle was nie gereed toe die bruidegom gekom het nie. Nou dan gaan die basuin blaas. En as die basuin blaas, dan kom die bruidegom om te kom haal die wat aan hom behoort. En dan gaan dit die bruilofsmaal wees van 7 jaar, dis dieselfde tydperk wat die groot verdrukking hier op aarde gaan duur, en dan daarna die huweliksbevestiging. Dis presies soos dit gebeur het in die Galileese huwelik. Nou, Abraham stuur vir Eliezer om vir sy seun Isak 'n vrou te gaan haal. Nou kan u die gedeelte gaan lees waar Abraham vir Eliezer uitstuur. Eliezer beteken, en hy is ook 'n tipe van die Heilige Gees. So Eliezer gaan uit, hy kom en hy's bidden daar by die put, tot Rebekka dan opdaag, en Eliezer vra vir Rebekka, wil jy deel wees, wil jy die bruid wees van my heer Isak? Rebekka moes die besluit neem. Nou kom hulle by die huis, en Laban sê die volgende oggend vir Rebekka, nee, wag julle nog so 'n bietjie, wag maar nog so 'n dag of 10. En Eliezer sê vir Rebekka, dis nou die geleentheid. Kies, as jy nie die beker drink nie, gaan ek links of ek gaan regs. Maar dis nou die geleentheid. Rebekka sê, ek stem toe. Daar vat Eliezer vir Rebekka op die lang woestyntog. Laai vir Rebekka op die kamele, hierdie woestyntog, vertel Eliezer vir Rebekka van Isak, wie hy is, wat hy het, hoe vermoënd hy is, wat sy persoonlikheid is, en alle mooi en goeie wonderlike eienskappe van Isak. En so kom die Heilige Gees is op Pinksterdag uitgestort op die aarde, die hemelse Eliezer, om vir Jesus 'n bruid hier op aarde te kom vergader. En kom staan hy by elke mens stil en sê, wil jy deel wees van die bruid? Daar bied hy die beker aan. En as jy nie, dan gaan ek regs, of dan gaan ek links. En dan vat hy ons op die woestyntog. En hy onderrig ons in wie die Here Jesus is, wat hy het, sy vermoë, sy persoonlikheid, sy karakter, sy liefde, en dit alles. En kom die Here, en kom staan hy vandag by ons en sê, hy het in 'n verbond met ons gegaan. As jy die beker geneem het, dan het hy in 'n verbond met jou gegaan. Ons staan in 'n verbond met al die verbondsbeloftes, wat hy vir ons opgeteken het, wat vir ons opgesluit is, in sy woord, wat betrekking op ons het. Die bruidegom is op pad, is nie lank nie, dan gaan die basuin blaas, en hy gaan kom haal, die wat aan hom behoort. Mag die Here u getrou vind, sodat daar die lampe vol olie sal wees, en dat sy seën op u rus,
dat u 'n groot afwagting het vir die bassein om te blaas wanneer Jesus terugkom om ons te kom haal. Die Here seën u baie ryklik.